Tina se Art Acryl Premium Artist Quality Paint het my gechallenge and I am accepting it. Maar ek gaan nie nou op hierdie stadium eers met die wit verf nie, net met die blou en die geel. Maar ek gaan 'n paar van my tricks vir julle vertel en dan kan julle ook deelneem. En dan gaan julle nou eers 'n bietjie wys hoe om te cheat. Okay. So hier is tryspapier, jy kan dit sien. Maar as jy nie tryspapier het nie en jy's baie desperate om dit te probeer, dan krap ek in jou ma se kas, want sy het 10-teen-1 bakpapier. En hierdie is 'n carbon paper. Maar as jy nie 'n carbon paper het nie en jy's desperate, kan jy 'n pot dit vat en 'n ander die papier net toekrap. Dan maak jy jou eie carbon papier. Hierdie is net 'n plankie met een dun wit daggie, want ek wil hom nie spierwit hê nie. Ek like bietjie daai ander kleur wat hier kom, jy weet, vir diepte. Goed, hier is ons nou besig om jou ma se bakpapier teen die komputer vas te plak met 'n stukkie masking-tape. Jy hoef nie hard te druk nie. Jy tap dit net so liggies op. En dan wil jy dit weer aftrek. En onder ook. Vat jy jou produk en jy trys net eenvoudig die lyne. Hoef jy hard te druk nie. Okay, nou die res is 'n no-brainer. Moenie 'n gat maak in die komputer nie. Maak seker jy het alles gekopie. Leg die papier op en double check. Moenie die fynste detail gaan kopie nie, die groot buitelyne. Die skaduwees en res gaan ons dan insit. Goed. Nou gaan ons eers net met die ultramarine blou werk. Art Acryl. Dis ultramarine blou en ons het nie verskriklik baie nodig nie, so ons kan weer 'n bietjie van dit trus in die botteltjie. Want ons gaan fokus op value. As ons die challenge wil wen, gaan die kleur nie die ding wees nie. Value gaan die ding wees. Want value gaan ons help. En dit is donker na lig. So dieselfde blou gaan jy uitdun met water in hierdie spraybotteltjie, sodat jy van donker na lig gaan en jy gaan kyk na die reference en die donkerste dele op die reference gaan jy dan die blou, die donkerste dikste deel van die blou gaan neersit op die canvas. Nou hy reflekte bietjie, so dit lyk nie so donkerblou soos wat hy is nie, omdat hy nat is reflekt hy. Maar nou wil ons daai donker dikste blou uitdun en ons gaan face bietjie mist, nie te veel nie. En jy gaan met klein sirkeltjies net daai verf, dik verf uitsprei in die water in om dit uit te dun. Goed, so jy gaan kyk op haar gesig, gaan jy sien daar is verskillende kleure en dit is hoekom ons vir hierdie oefening 'n swart en wit prentjie gebruik, sodat jy maklik kan sien die heel donkerste dele, die medium dele, die ligter dele en die dele in die middel. 5 verskillende tones tussen die heel donkerste en wit wat dan nou die highlights sal wees. Kyk hoe gebruik ek die plat kant van my kwas. Ek draai my kwas in die ronde sodat die hoekie van die kwas al by die klein deeltjies kan bykom. En nou, guys, speel ek spot the difference. Ek wip my oë tussen my painting en die reference en ek gaan kyk waar is die donker dele en ek bring daai donker dele in, spuit dit nat sodat dit kan uitfade en ligter raak. Hoekom
sal ek my painting omdraai. Nee, dis nie wat ek fancy wil wees nie. Dit is net soveel makliker om met my kwassie se platpunt by al daai plekke te kan inkom. En wanneer jy jou painting omdraai, is dit ook goed om jou reference om te draai. Julle kids gaan my nie glo nie, maar ek het nog geen wit gebruik tot dusver toe nie. Dit was nog net ultramarine blou uitgedun is met water om die verskillende values te kry, en nou vir die eerste keer gaan ek geel, en die geel gaan ek op die heel ligste plekke begin met dit, en ek gaan klein sirkeltjies maak en dit basically in die blou inroer, en dan, omdat ek dit gemist het met my waterbotteltjie, gaan dit meng met die blou en groen veroorsaak, en die midtones gaan dan groen wees, en dit gaan die pragtige, abstrakte gesig op die einde van die dag vir ons gee, en dit hoef glad nie eers te lyk soos ons reference nie, want ons wil nie hê, dit moet lyk soos ons reference nie, dis net vir ons om te kyk min of meer waar die values donker is en waar dit lig is. So op die ligste dele gaan ek die geel sit, dit inwerk na die blou toe, en die midtones gaan dan waar die twee kleure ontmoet, gaan die midtones dan vanself ontwikkel, maar dan moet jy moet jou verf nat hou, maar nie te nat nie, net mist elke nou en dan. Die gaan ons met die hare, en presies dieselfde tel vir die hare. Die heel donkerste dele is die blou, en die heel ligste dele is die geel. Ons hou dit klam, nie pap nat nie, net mis dit net so dat die verf nat bly, en wanneer jy die twee dan oor mekaar gaan bring, gaan dit vanself meng, en hou die hale los en gemaklik, want hare is mos maar los en gemaklik. Nie net is value belangrik nie, maar ook kontras, die donker langs die lig, en hier gaan ek nou weer die heel donkerste deel van die blou vat, en die agtergrond basically, wat swart is, pikswart is, en hierdie swart en wit prent, gaan ek die blou wat die donkerste kleur is vat, en basically net die swart naboots, in hierdie geval gaan dit net blou wees. Kyk hoe ek my platkant van my kwas gebruik, en die prent, my painting omdraai, sodat ek met die platkant van my kwas in kan beweeg, en daai rande kan kry sonder om oor die rand te verf. So hier gaan ons bietjie die hare doen, en presies dieselfde reël stel vir die hare. Ons gaan los hale maak met die donkerste verf, die blou, en ons gaan nat spuit, maar nie verskriklik baie nie. It's like misting your face, ladies. Hou dit die hele tyd in gedagte, en dan die geel weer op die heel ligste dele, gaan ons die geel sit op die highlights, en dit gaan vanself dan meng. Soos wat jy die geel neersit, gaan dit 'n bietjie van die blou steel, en dit gaan al hierdie mooi hale maak. Moenie overblend nie, wip hom deur, vee af jou kwas, wip hom deur, vee af jou kwas, druk hom in die geel, wip hom deur, en kyk, ek wip hom op die einde, sodat dit lyk soos die hare wat ook opwip. Soos wat ons aan die hare gewerk het, het die
mond begin droog word rondom en dit is nou tyd om bietjie aan die mond te werk. En ek gaan 'n Biden kwas vat. Nie 'n Biden kwas nie. Ek dink dis 'n nommer 1 maar skerpunt en ek gaan net met die blou laai want dit is die donkerste kleur en ek gaan kyk, gaan net op die lippe konsentreer en ek gaan Spot the Difference speel. Ek gaan die geel bo neersit en klein sirkeltjies maak. Ek het nie vreeslik baie geel nodig nie. Klein sirkeltjies maak en ek gaan na die blou toe loop en soos wat ek die sirkeltjies maak, gaan die geel bietjie van die blou gryp en opbring wat dan daai beautiful blend gaan veroorsaak en die lip rond gaan laat lyk. Al is dit nie rooi lippe nie, want dit is die value wat die shapes maak. Kyk mooi, ek gaan my troe skoon kwas vat en ek gaan die verf wat al reeds op haar lippe is, rond, stoot en shape en ek speel Spot the Difference, my oë wip die hele tyd tussen haar lippe en my painting. Die hele tyd besig om te adjust, die hele tyd besig om donkerder te maak waar dit donkerder moet wees. En dan doen ek dieselfde met die onderlip. Ek gaan haal die geel uit waar dit die ligste is en ek doen klein sirkeltjies en soos wat ek die sirkeltjies maak, gryp daar geel bietjie van die blou en ons is besig om die onderlip te shape en omdat ons dit in sirkeltjies doen, lyk die lip ronder en voller alreeds. Ek is happy so far. Stay tuned for deel 2.